Goed, so ons soek 'n Doppler-vraag. En ons wil graag weet, wat kan 'n vraag moontlik wees vir die Junie-eksamen? Nou, deur al die vraestelle wat ek gegaan het, tel hy min of meer so tussen 13, 14, 15 punte. En die Junie-vraestel van verlede jaar is nie 'n uitsondering nie. Die sirene van 'n reddingsvoertuig straal golwe uit met die frekwensie van 360 Hz. Die frekwensie van die klank soos gehoor deur die luisteraar langs die pad is 405. Definieer die Doppler-effek. So die eerste ding wat jy gaan doen is jy gaan vir my die Doppler-effek se definisie baie mooi netjies neerskryf. Onthou om te gaan leer. Dan sê hulle, beweeg die reddingsvoertuig na of weg van. So, jy moet nou een van daai twee kies. En verduidelik jou antwoord met spesifieke verwysing na frekwensie, golffronte en golflengte. Nou is die eerste ding, die sirene straal 'n frekwensie uit van 360. Maar die klank wat ek hoor is 'n hoër frekwensie. So dan beteken dit 'n hoër frekwensie, hy kom na my toe. So, 7.1.2. Beweeg die reddingsvoertuig weg of na? Hy beweeg na my toe. Wanneer hy na my toe beweeg, so ek gaan nou sommer sê, wanneer die bron nader beweeg, sal die frekwensie hoër wees. As die frekwensie hoër is, dit beteken die golffronte sal opgehoop wees tussen die luisteraar en die bron met korter of met kort golflengtes. Jy kon ook seker gesê het met korter golflengtes as agter die luisteraar of aan die ander kant van die bron. Maar so, ek praat van 'n hoër frekwensie, die golflengtes is kort, kort golflengtes pas by hoër frekwensie en die golffronte is opgehoop. As jy nou nie weet waarvan ons hier praat nie, dan moet jy die eerste video gaan kyk van die Doppler reeks, sodat jy kan sien hoe die golwe ophoop tussen 'n bron en 'n luisteraar. Gaan kyk daai video. Die 1.3. Neem die spoed van klank in lig as 340. Kom ek wys vir die vraag. 340 meter per sekonde. Bereken die spoed waarteen die reddingsvoertuig beweeg het. So, 4 punte. Ja. En dit beteken ek moet my formule neerskryf. Nou, die formule is op die formuleblad, nê? Waar is hy? Hier is my formule. Nou kom gee vir my 2. Die een is met 'n S vir sender en die ander is vir 'n B vir bron. Maar dis nie 'n moeilike formule om te onthou nie, want dis die frekwensie van die luisteraar is gelyk aan spoed plus minus die spoed van die sender of die bron, die spoed van klank plus of minus die spoed van die luisteraar. Nee, dis verkeerd om. Miskien moet ek maar wel my inligtingsblad gebruik. En dan die frekwensie van die sender.
Goed. Nou moet ek gou besluit die plus en minusse. Hulle sê vir my die sirene van die reddingsvoertuig straal 'n golflengte uit. Die klank gehoor en dan sê hulle hierso beweeg die reddingsvoertuig na of weg. So ek weet dis die reddingsvoertuig wat beweeg. So ek gaan luisteraar, hy staan stil. Ek gaan my V klaar daar maak. As die reddingsvoertuig na my toe beweeg, dan is ek op my senuwees. So ek gaan hom aftrek en my frekwensie van my sender. Wat gee hulle vir my? Hulle sê die frekwensie van die klank wat die luisteraar hoor is 405 Hz. Hulle gee vir ons die spoed van klank is 340. 340 minus en ons wil weet hoe vinnig beweeg hierdie reddingsvoertuig. En dan die frekwensie van die sender, van die bron, is 360. En nou kan ek hom uitwerk. En ek kry my 37 meter per sekonde. My subscript het 'n bietjie groot geword. So, net weer, hoe het ek hom uitgewerk? Daai mal die 340 mal 360. Gedeel deur die 405, want ek vat hier enetjie daai kant toe. En dan trek ek die 340 af. En toe kry ek minus 37, want ek moet onthou om daai minus ook weg te deel. So, gaan kyk dat jy die wiskunde kan doen. Maar dis die volgende 4 punte. En nou is die meeste van die werk gedoen, né? Ek het daar my definisie gehad vir 2. Ek het hier my punt gehad vir na, frekwensie, golffronte, golflengte, so dis ook 4 punte. Ek het hier 4 punte gehad, die formule. 1, 2, 3 en 'n punt vir die formule. OK. Nou wil hulle gou weet, paar wat as vragies. Die bestuurder van die reddingsvoertuig hou aan beweeg teen hierdie spoed verby die stilstaande luisteraar. Watter veranderinge sal plaasvind? Die frekwensie van die sirene wat die bestuurder hoor. Dit gaan nie verander nie. Die ouetjie wat in die ambulans of in die polisiekar sit, hoor die heeltyd dieselfde geluid. So daai gaan dieselfde bly. Wat moet ons sê, indien enige, dit gaan dieselfde bly. Die frekwensie wat waargeneem word deur die luisteraar, as die wat sê die polisiekar, reddingsvoertuig na jou toe kom, dan is dit hoër, en as hy verbyry, dan gaan daai frekwensie laer wees. Wat gaan verander aan die spoed van klank? Daar gaan niks verander nie. Die spoed van klank en lig bly dieselfde. In hierdie geval, né? Dis 'n baie vinnige storie, ons gaan nou nie sê, maar dit het kouer geword. Jy hoef glad nie daai detail wat ons in graad 10 gedoen het, te ken. Die spoed van klank is vinniger in vaste materiaal as in lig, né? Jy hoef nie sulke goeters te ken nie. Jy hoef nie die faktore wat die spoed van klank beïnvloed te ken nie. Jy moet net hierdie Dopplerwerkies ken. OK. Ek gaan soek vir 'n vragie waar daar 'n rooi verskywing, waar hulle praat van die kleure, want nie een van hierdie 3 het 3 vraestelle wat ons nou deurgewerk het verwys na die kleure van hemelliggame wat ons verskillend waarneem nie. So, kyk uit vir die volgende video.